Goeiemôre julle, hierdie is dan nou die eerste episode in die volhoubaarheidsreeks wat ek hopelik iemand sal baat op die einde van die dag as hulle wil kyk om so iets aan te pak en te doen en te hanteer as dit ewen moontlik is vir mense. Hoekom ek nou maar besluit het om hierdie reeks te doen, soos wat ek in die vorige videoetjie gesê het, is ek hoop dit kan iemand help net om net te weet wat is die goed om vooruit te kyk en wat is die probleme wat jy kan teestaan met so eksperiment of ding wat jy wil graag doen. So die grootste ding waarna jy heel eers sal moet kyk is wat het jy nodig om te oorleef? En as jy nou sê wat jy nodig om te oorleef, dan praat ek nie van jy weet jy kan nie sonder jou KFC elke Vrydag of jou McDonald's of wat ook al nie. Ons praat nou hier van die gewone elemente van oorlewing. So met ander woorde, jy het water nodig, jy het blyplek nodig, dis maar waar jy begin. So as jy nou wil beweeg uit 'n area uit wat jy nou bekommerd oor is en jy wil selfstandig word, dan kan ek nou klaar vir jou sê, jy weet, om te beweeg na 'n dorp toe sal ek nie voorstel nie. Want in 'n dorp is jy nog steeds afhanklik byvoorbeeld van jou water van die dorp af. Tensy jy op 'n dorp is waar jy sê nou maar 'n boorgat of 'n ding het daar of 'n windpomp. Dit gebeur veral op die platteland. So dit is een moontlikheid, so daar's 'n tiek en dan beteken dit jy kan nou wel in die dorp dan nou byvoorbeeld bly. En dan natuurlik 'n dak oor jou kop. Baie belangrik, die dak oor jou kop. Jy weet, ons hier in Suid-Afrika kan dit baie warm word, maar dit kan ook baie koud word. Hang maar af waar is jy in die land. So daai is die twee eerste elemente wat jy jouself mee gaan moet vasmaak en oorweeg. En as jy dit nou uitgeklaar het, dan is jy weet, dan het jy al 'n plek geïdentifiseer waar jy byvoorbeeld na kan kyk en oorweeg om jy weet die volgende stappe dan nou te neem. Die volgende stap wat ek dan nou wel sal voorstel is jou onafhanklikheid wat jy wil kweek. Waar bepaal jou limiet? Waar op jou onafhanklikheid gaan gebaseerd wees. So met ander woorde, om nou 'n voorbeeld te gee, kom ons sê jy wil graag nie meer op die kragstelsel wees nie. Kom ons sê jy wil nie meer op Eskom wees nie. Nou as jy nie meer op Eskom wil wees nie, dan moet jy kyk na alternatiewe bronne van krag. Maar redelik eenvoudig, jy weet, op hierdie stadium dink ek solar is maar die beste ding om na te kyk. Jy weet die probleem is maar met wind is tensy jy nou 'n ongelooflike hoë windturbine het en natuurlik of jy weet of die wind gaan waai of nie. So daar is maar faktore wat daar 'n rol speel. So ek sal maar voorstel solar. Maar ek sal solar in die volgende videoetjie hanteer. Wat is jou stappe wat jy daar moet vat en hoe jy dit sal hanteer. Maar dit is baie belangrik die aspek, ek het dit nou gebruik as 'n voorbeeld, maar die aspek wat ek wil oordra is dat jy gaan jou behoefte moet bepaal. Wat is jou behoefte en wat is jou onafhanklikheidsvlak wat jy wil bereik? So daai onafhanklikheidsvlak gaan baie ander dingetjies bepaal. En op die einde van die dag gaan dit ook bepaal wat is jou vlak weer eens van onafhanklikheid. Want as jy nog steeds, soos ek nou voorheen gesê het, water moet kry van die dorp af, jy weet, dan beteken jy is afhanklik van hulle af. Maak nie saak hoe jy dit wil verbypraat of nie, dit is die realiteit. Selfs met krag, selfs met jy weet, mediese goeders ensovoorts. Jy weet, dit is die realiteite en dis hoe mense daarna moet kyk. Maar ek sal nou in die volgende stemgreep wat ek gaan opsit, sal ek bespreek spesifiek jou kragvereistes en wat daarmee gepaard gaan. Maar onthou, jy kan ook die besluit maak en dit so hanteer om dan sonder krag te laat kom. Dis nie 'n miljoen jaar terug wat ons voorouers in hierdie selfde land gesit het sonder krag en hulle het tog reg gekom, is nie dat hulle tot niet gegaan het nie. Anders was ons nie hier nie. So weer 'n keer, daai afhanklikheid moet jy bepaal
Wil jy afhanklik wees met jou eie krag, selfvoorsienend, of wil jy afhanklik wees sonder krag, of wil jy die afhanklikheid van Eskom nog hou? So dit is belangrik om maar net daai jy weet daai vlak van onafhanklikheid te bepaal. Want dit bepaal maar jou pad vorentoe. En dit daar's obviously ook maar kostes betrokke by elke stap wat jy vat en hoe jy dit gaan hanteer. En daai kostes en daai kom ons vat nou 'n voorbeeld, as jy besluit jy wil byvoorbeeld jy gaan heeltemal kragloos, jy gaan nie Eskom vat of enige mate van krag nie, dan kom daar weer 'n groot verskeidenheid aanpassings, want onthou nou het jy nie goed soos yskaste ensovoorts nie. En dit help nie om te sê jy weet jy gaan dan nou gas toe gaan nie, want jy is nog steeds afhanklik dan van iemand anderste. So mens moet dit in gedagte hou, jy moet bepaal hoe diep jou onafhanklikheid gaan hardloop. En dit is die belangrike ding. Okay julle, dit is die eerste video in die reeks. Asseblief comment, share, daai selfe goedjies wat julle maar altyd doen. Ek dink is belangrik dat ons hierdie kan deel met mense, dat hulle 'n nugtere besluit kan maak as hulle hierdie roete wil gaan. Julle moet 'n wonderlike dag hê en ons praat met die volgende video.